Hi almal, welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. In vandag se episode van Bite Size Biologie kyk ons na die bewegingsstelsel. Het jy al ooit gewonder hoe jou liggaam kan hardloop, spring, skryf of selfs net jou kop draai? Dit gebeur nie sommer net nie. Dis moontlik omdat bene, spiere en gewrigte almal saamwerk. Organismes het 'n voortbewegingsstelsel nodig om te kan beweeg. By mense bestaan hierdie stelsel uit bene, spiere en gewrigte. Die skelet vorm die raamwerk van die liggaam. Spiere is aan die bene verbind en help om beweging moontlik te maak. Wanneer spiere saamtrek en ontspan, beweeg die bene en dit laat ons loop, spring en beweeg. Die menslike skelet bestaan uit 206 bene. Bene is nie dood nie, dit is lewende weefsel wat groei en ontwikkel tot volwassenheid. Die skelet kan in twee hoofgedeeltes verdeel word: die asskelet en die aanhangskelet. Hierdie twee dele werk saam om die liggaam te ondersteun en te beskerm. Die asskelet vorm die sentrale deel van die liggaam. Dit sluit in die skedel, wervelkolom, borsbeen en ribbes. Die aanhangskelet sluit die ledemate en hulle verbindings in, naamlik die sleutelbeen, skouers, arms, pelvis, bene, hande en voete. Die skelet het verskeie baie belangrike funksies. Eerstens gee dit die liggaam vorm en struktuur. Tweedens beskerm dit belangrike organe soos die brein, hart en longe. Die skelet produseer ook bloedselle in die beenmerg. Verder dien bene as 'n bergplek vir minerale soos kalsium en fosfor, en natuurlik help die skelet saam met die spiere om beweging moontlik te maak. Hier kan ons 'n paar van die belangrikste bene van die menslike skelet sien, byvoorbeeld die skedel, rugwervels, ribbes, pelvis en die femur wat die grootste been in die liggaam is. Elke been speel 'n rol in ondersteuning, beskerming en beweging. Die spierstelsel werk baie nou saam met die skelet. Spiere bestaan uit spierweefsel wat uit vesels opgebou is. Wanneer hierdie weefsel saamtrek en ontspan, kan die liggaam beweeg. Daar is 3 hoofsoorte spiere: skeletspiere wat verantwoordelik is vir vrywillige beweging, hartspiere wat slegs in die hart voorkom en onwillekeurig werk, en gladde spiere wat in interne organe voorkom en ook onwillekeurig werk. Skeletspiere werk gewoonlik in pare. Ons noem dit antagonistiese spiere. Dit beteken wanneer een spier saamtrek, moet die ander ontspan. Byvoorbeeld, wanneer die biceps saamtrek, buig die elleboog en die triceps ontspan. Wanneer die triceps saamtrek, strek die arm weer reguit en die biceps ontspan. Hierdie samewerking maak gladde en beheerste beweging moontlik. Daar is ook ander strukture wat help met beweging. Senings verbind spiere aan bene, ligamente verbind bene aan ander bene by gewrigte en help om die gewrig stabiel te hou. Kraakbeen is 'n tipe weefsel wat die punte van bene by gewrigte bedek. Dit werk soos 'n skokbreker en help om wrywing tussen bene te verminder. Soms kan die skelet deur siektes geraak word. Rachitis word veroorsaak deur 'n tekort aan Vitamiene D wat lei tot swak of sagte bene. Osteoporose gebeur wanneer been vinniger afbreek as wat dit vervang word, wat bene broos en maklik breekbaar maak. Artritis veroorsaak inflammasie, pyn en swelling in gewrigte wat beweging moeilik kan maak. Kom ons vat alles vinnig saam. Die bewegingsstelsel bestaan uit bene, spiere, ligamente en gewrigte. Die skelet gee die liggaam vorm en beskerming, terwyl spiere help om beweging moontlik te maak. Saam laat hierdie stelsel ons toe om te beweeg, te werk en ons daaglikse aktiwiteite te doen. As jy hierdie video nuttig gevind het, deel dit gerus met 'n vriend wat ook NB leer, en onthou, hier by Bite Size Biologie maak ons wetenskap maklik, een onderwerp op 'n slag. Sien julle in die volgende video.